meeste van die goed. So ek het eintlik 'n baie professionele presentation vir voorberei, maar toe besluit my krag, ons het nie krag hier in Lynnwood Region. So ons krag is, daar is nie krag vandag nie. So ek gaan nou maar sommer vir julle vinnig net my punte onderstreep. Okay, julle weet almal my naam is Sarina. Maar ek is al 'n dekade in die musiekbedryf. Ek het 'n verlede, 'n musiekverlede. En ja, ek is ek is lank uit die musiekbedryf uit gewees vir 25 jaar. Dat ek regtig waar nie meer voltyds getoer het en musiek gemaak het. Ek het ook musiek gemaak, maar nog nie series en vrystellings gedoen nie. So ek het teruggekom, ek was bietjie in Amerika en Australië en Engeland en ek het besluit dis tyd dat ek dit wat ek by hulle geleer het om dit terug te bring Suid-Afrika toe. En toe ek nou hier kom, toe kry ek die verrassing. Die sien het verander. Ons werk nie meer met papiere nie. Ons werk nie meer met papierstelsel nie. Dit is heeltemal anders. So toe het ek eers vir 'n paar jaar al die goedjies gaan studeer wat ek nodig het, die regte bemarking en alles wat ek as besigheid, musiekbesigheid nodig het om almal weer te help. Want my besigheid se naam was Sarto Musiek. So ek was een van die grootste musiekmaatskappye wat kunstenaars nie net bemark het nie, maar ontwikkel het. En ek het ook die grootste kunstenaars bestuur. Ek het 'n bestuurder gehad wat my bestuur het. Ek het hom geskei. Okay, so wat dit sê alles. So ek het basies toe besluit, toe ek 'n breek vat nadat ek my bestuurder geskei het. Ek gaan net 'n bietjie asemhaal en myself vind en bietjie rondry en bietjie kyk wat gebeur verder in die wêreld oor met musiek, wat musiek kan betref. Maar toe kry ek die verrassing, the sky is the limit, buite Suid-Afrika. Maar hier is 'n groot beperking en 'n blokkade en 'n tunnelvisie in Suid-Afrika. En ek het teruggekom te besef ek ook, as jy uit is jy uit. Uit die hart, uit die oog. Mense onthou jou nie meer nie. Jy moet permanent in die nuus wees. En ek het besef, ek het myself bietjie in die voet geskiet. Omdat ek nou so impulsief die man geskei het of gaan sing het. Dat is nie so 'n goeie idee nie. So ek het toen tussen gegaan in nuwe skills. Daar's nie 'n beter woord daarvoor nie. Nuwe skills gaan aanleer, meer opleiding gekry en om my self sterker te maak. Nou ek het gedink die bedryf gaan vir my met oop arms terug ontvang. Maar die dag toe ek voor Koleski sit wat my vriende is, toe sê Arie vir my, nee, Sarina, jy is nou 'n bietjie uit. Bring jou dogters, dan doen ons saam met hulle 'n nuwe ding, maar ek wil nie die kans vat nie, ek dink jy is nou 'n bietjie uit. Toe dink ek, wat is oud? Daar is nie 'n vervaldatum op ouderdom nie. So jy is wie jy is, waarin jy glo, want ek dink my stem, as my stem dit nie vir my kan doen, gaan my ouderdom natuurlijk ook vir my kan doen, want dit het nou by die regte opleiding kan jy sing tot jy 100 is. So dis waar dit inkom, waar my expertise inkom, is om met my maatskappy, om nuwe kunstenaars te help, om hulle eie stem te ontdek, om hulle eie label te kry, want ek help nie karaoke kunstenaars nie. Ek help jou as jy 'n unieke eie klank wil hê en jy kans wil vat, want jy's 'n besigheid, jy's 'n produk. So op hierdie stadium 95% van ons kunstenaars se inkomste kom uit die digitale platforms. So ek weet nie van julle wie van julle het nog CD's nie. CD-spelers. Het jy? Ek Pierre, jy kan wie nog CD-spelers? Okay, julle kan CD's vir julle kom kry, hoor. Want ons moet dit nou
op sulke klein stokkies sit. Kan julle dit oorvertel? So daar is nog mense in die platteland wat ons series wil hê, maar hierdie was my laaste groot teaterproduksie waarop ek baie trots is. Ek het dit saam met Rocco de Villiers gedoen. Hy was die musikale regisseur, maar hy het sommer betrokke geraak by alles. En ek sit met 2 liedjies wat ek self geskryf het, want deur die jare het Christa Steyn en Yuri Els en die hele spul dit vir my geskryf en ek het nie selfvertroue gehad om my eie liedjies daar buite te sit nie, want jy kompeteer met al hierdie groot skrywers en hulle voel so half, jy weet, hoekom wil jy nou skryf, jy is die kunstenaar wat dit moet uitvoer. Jy vat die brood van hulle tafel af. So ek het dit al die jare gebêre en gedink, okay, eendag op 'n reëndag sal ek hierdie liedjies vir my vrystel. Maar dis voordat ek gehoor het, ek kan eintlik actually baie geld maak as ek my eie liedjies skryf. So, om terug te kom daarna toe, omdat ek so lank in die musiekbedryf uit was, het ek so half 'n pity party en Martin gat oomblik gehad. Ek sê, ag shame, arme ek. Dis nie 'n krokodil nie, maar 'n haspinsangeres. En ek het besluit, okay, ek gaan nou maar sit en ek kan nie jou stembande ophang nie, maar ek gaan nou maar my konsertklere ophang, want dit pas in elk geval nie meer nie. En toe gaan sing ek by 'n vrou wat 80 geword het, een van my vriendin se maas, wat my graag wou gehad het om daar te sing. So ek kom toe so daar ingegly en ek sing my liedjies en ek het klaar gesing en toe ek gaan sit daar 'n baie aantreklike man langs my en hy vra, "Piet, do you have a CD contract?" Sê ek vir hom, "My ou, waarvan praat jy?" Tog hy's bietjie agter want ek meen ek het seker al daai stadium 13 CD's uit. By die grootste platemaatskappy. Okay, maar hy sê Engelsman, wat wil die Engelsman doen? Hulle luister nie Afrikaans nie. So sê ek van, nee, ek wil nie 'n CD-kontrak hê nie. Ek wil net backtracks vir my kunstenaars, vir my studente. Hy sê, okay, wel, ek kan nie maar ek moet koffie drink in Sandton, dan kan ek die backtracks skryf soveel soos ek wil hê. Nou julle sal nou verstaan, hy sal nou hier's nou nog 'n sanger. Hy sal verstaan as hulle vir jou sê backtracks, dan spring jy in die kar en jy jaag. Want dit is 'n duur ding, dis van die goed van 'n kunstenaar wat baie duur is. Kry die backtracks, toe sê hy, nee, ons gaan eers koffie drink by, net gou koffie drink. Kom daar, ek loop binne in, die eerste ou wat my promote het, my eerste plaatkontrak wat ek gekry het, sy naam is Aubrey. Ek en hy so bly, dit is ons het mekaar soveel jare laas gesien, en ek spil die beans, ek vertel, hy wil nou net alles weet, gewoonlik vertel jy nie wat gebeur het nie. Maar ek vertel, en toe ons klaar koffie drink, klaar vertel het, toe sê hy, okay, ek is die baas van die groot maatskappy. Toe sit hy met die groot kunstenaars soos Yvonne Chaka, hy het kontrak vir Adele in Suid-Afrika en ek sê van, okay, nou wat soek ek hier? Toe sê hy, hierdie ou wat vir my werk het gedink hy het 'n nuwe kunstenaar ontdek. Toe sê ek, okay. Toe sê hy, maar ek wil vir jou geskenk gee. Ek gaan vir jou CD maak, mis my geskenk vir jou, dat jy nooit weer moet ophou sing nie. Toe sê ek, dis nice. Ek gee nog geskenke weg, dis 'n baie duur geskenk. Want om 'n CD te maak, kos omtrent tussen, as jy regtig die beste musikante gebruik, die beste producers gebruik, dan betaal jy ten minste tussen 150 tot 200.000 rand. Dan is nog nie eers die CD is nog nie eers gedruk nie, die covers is nie gedruk nie, die marking is nie gedoen nie, die fotosessies is gedoen nie, dis baie geld. En op die einde van die dag het ons hierdie CD gemaak, en ek het 'n geskenk gekry, en ek het gesê ek wil 'n gospel CD, so hy het 'n Engelse Southern gospel vir my American gospel CD gemaak, wat beautiful is. Dis een van my pronkstukke. Want dit vertel, ek sê kunstenaar, 'n skrywer skryf sy storie, 'n sanger sing sy storie. So as jy wil weet wat in my lewe gebeur, moet jy my nuutste musiek luister.
Dieselfde met 'n boekskrywer. As jy wil weet wat in sy lewe gebeur ware, lees net hulle nuutste boeke of kyk hulle nuutste show. So in ons bedryf word ons gehanteer soos 'n produk. Jy's 'n produk, ek's 'n produk, ek's 'n besigheid. So hier gaan baie geld in hierdie produk in om hom te ontwikkel en om hom uiteindelik te kry dat hy op die rak sit en iemand kan koop. Tyd verby. Is die tyd verby? Okay, julle? Ek gaan ophou. Is daar enige vrae wat julle het? Nee, praat nog so 'n minuut of 2, maak klaar. Okay. Wentel net af. Tree jy tans op? Ja, ek tree tans op. Ek kom nou net van Pietersburg af. Ek het die hele week daar opgetree. So ek's terug in die optreemark en ek is besig om nuwe kunstenaars te ontwikkel en dan het ek die publiseringsmaatskappy. Maar by my is dit nie net jy registreer nie net jou liedjie nie. Jy registreer jou boek, jou gedig, wat jy ook al geskryf het, want enigiets wat jy geskryf het, moet jy registreer, anders kan iemand anders omvat en geld uit te maak. So om terug te kom, ons kunstenaars maak ons geld, ons kry ons inkomste uit die digitale platform. Wanneer ons 'n liedjie skryf, wanneer ons merchandise verkoop, wanneer ons 'n CD stokkie verkoop, wanneer ons optree. Maar dit kos ons baie geld. Jy moet duur klanktoerusting hê. Jy moet die beste klanktoerusting hê. Jy moet 'n band betaal, jy moet musikante betaal, jy moet ry. Jy moet versekering hê, jy moet medies hê. So baie mense verwag van ons, gaan jy vir my verniet optree? Hoekom vra jy so duur? Maar as dit 'n besigheid hierdie. En hierdie besigheid het alles wat ander besighede ook het. So ek wil vir julle vra, ondersteun asseblief ons plaaslike kunstenaars. En weet net, as jy 'n kunstenaar ondersteun, sit jy kos op sy tafel. En jy help hom, as jy gaan sy bladsye like, of sy musiek luister, of sy liedjie koop, die liedjies is so goedkoop as jy dit koop op iTunes, waar ook al jy dit koop, wat 'n platform. Ondersteun die kunstenaars, want daai kunstenaar as hy 'n liedjie geskryf het, kry dan tieme daaruit en hy kry die inkomste daaruit. So ek vra namens 'n kunstenaar vir julle asseblief, ek wil sê dankie dat julle ons ondersteun, maar ook asseblief moenie ons afstrei as ons vir julle 'n prys gee nie. Ons kan onderhandel, maar moet ons asseblief nie afstrei nie. En ek het sulke skeerstrokies gebring, as jy weet van iemand wat wil voice training kry. Dis vir onderwysers, vir sprekers, vir predikante, vir mense wat in die kerk wil regsing en dan ook vir kunstenaars. Ek doen dit vir kleintjies van die kleuterskool, hoërskool, alle ouderdomme. So as jy weet van iemand, kom haal my nommer en gee dit asseblief, want jy sit weer brood op my tafel. So ek wil baie dankie sê vir Skouerskuur vir hierdie geleentheid.